Asy, goeiemiddag julle en baie welkom terug. Laat ons vandag begin met hoofstuk 11 van Openbaring, die twee getuies. Nou goed, nou met hierdie hoofstuk gaan ons baie gebeurtenisse wat ons al reeds behandel het in een volmaakte prentjie begin bymekaar voeg. Nou kom. Maar voordat ons begin, kom ons sluit net gou die oë. Hemelse Vader, baie dankie vir hierdie lekker dag. Dankie Here vir die reën wat U gaan stuur. Dankie Here vir die geestelike reën wat U stuur. Here, seën ons vandag asseblief met U Heilige Gees en help ons dat ons die groter prentjie sal raak sien en dat ons fokus sal wees op U en op U wederkoms en dat ons soveel as moontlik siele langs die pad sal saam sleep en saam na daai wonderlike dag toe wanneer U kom. Amen. Alright. Kom ons lees gou, hy is nogal 'n redelike lang, hy het so 13 verse. So oom JC, lees gou vir ons daar. En 'n riet soos 'n stok is aan my gegee. En die engel het gestaan en gesê: "Staan op en meet die tempel van God en die altaar wat die wat daarin aanbid. Maar die voor of buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee. En hulle sal die heilige stad 42 maande lank betrap. En ek sal aan my twee getuies gee dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Hulle is die twee olyfbome en die twee kandelaars wat voor die God van die aarde staan. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Hulle het mag om die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profesie geen reën val nie. En hulle het mag oor die waters om dit in bloed te verander en om die aarde te tref met allerhande pla, so dikwels as wat hulle wil. En wanneer hulle getuienis volëindig het, sal die dier wat uit die afgrond afkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad, wat geestelik genoem word Sodom in Egipte, waar ook ons heiland gekruisig is. En mense uit die volke en stamme en tale en nasies sal hulle lyke 3 en 'n halwe dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die twee profete die bewoners van die aarde gepynig het. En na die 3 en 'n halwe dag het die gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê: "Kom op hierheen." En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk en hulle vyande het hulle aanskou. En in die uur het daar groot aardbewings gekom en 1/10 van die stad het geval en 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. So, klink verskriklik, né? Klink rarig verskriklik. Rachel, as jy dit so hoor. Dit klink asof dit rarig 'n verskriklike gebeurtenis is, né? Goed, nou kom ons gaan kyk. Ons gaan nou hierdie stuk vers vir vers gaan ons hom ontleed. Kom ons lees gou net weer die eerste vers. En 'n riet is soos 'n stok aan my gegee en die engel het gestaan en gesê: "Staan op en meet die tempel van God en die altaar en die wat daarin aanbid." Goed, daar's 'n paar punte in hierdie vers wat ons gaan bespreek. Meet die tempel en die altaar wat daarin aanbid. Sê gou vir my, watter gedeelte van die tempel word hier bespreek? Waar is hierdie altaar? Oom sê nie voorhof? Wat dink julle? Dit is die altaar van wierook. Dit is in die altaar van wierook, né? So, hier kyk ons na twee groepe mense in hierdie selfde tydperk. Twee groepe mense. Die eerste een is die siele wat onder die altaar. So met ander woorde, dis die wat gesterf het gedurende die 1260 jaar. En dan het ons ook die wat in die altaar aanbid. Met ander woorde, die mense wat lewend is en wie se gebede op na die hemel toe vaar. Okay. Nou goed, goeie vraag vir julle te vra. Word die gebede
van die ongeregtiges gehoor in die hemel? Nee. Goed. Ongelowige. Ja, sê. Die Bybel sê vir ons die Here neem die hart aan, nie die persoon nie. Dis 'n opregte hart is aanneemlik vir die Here, nê? Soos byvoorbeeld die dief aan die kruis, nê? Of Manasse wat tot bekering gekom het, nê? Dis twee verskillende daai was op die laaste oomblik gewees. Manasse was 'n gruwelose mens en sy hart was toe aanvaar, nê? Kom ons kyk gou wat sê die Bybel vir ons oor hierdie hele gedeelte. Johannes 9 vers 31. En ons weet dat God nie sondaars verhoor nie. Maar as iemand Godvreesend is en sy wil doen, die verhoor hy. Wat van Spreuke 15:29? Die Here is ver van die goddelose, maar die gebed van die regverdiges hoor hy. Kom ons vat 'n derde voorbeeld net om dit te bevestig. Psalm 66 vers 18. As ek ongeregtigheid bedoel het in my hart, sou die Here nie gehoor het nie. Nou julle, hier is 'n belangrike ding. Besef julle die krag van intreegebed? Sien julle hoe belangrik is intreegebed, nê? Want dink nou net vir jouself, die Here hoor nie 'n ongelowige se gebed nie. Nou hoe is dit dat 'n gelowige of 'n ongelowige nog steeds die Here se hand oor hom hou? As daar nie 'n gelowige persoon is, 'n moeder of 'n vader is wat vir daai kind bid nie, nê? So asseblief, en wanneer gaan intreegebed werk? Wanneer jou hart rein is. Wanneer jou pad met die Here, wanneer al jou sondes vergewe is, nê? Dan word jou gebede gehoor, nê? So maak altyd seker, as jy 'n kind het wat jy weet heeltemal van die pad af is, byvoorbeeld, dat jy ten alle tye jou hart en jou gewetes en alles skoon sal hou, sodat daai gebede verhoor kan word vir jou kind. Nou goed, hierdie hoofstuk vind plaas in die jaar 1844. Hoor julle dit? Dis nou waar hy nou terugkyk na hierdie storie toe. En dit kyk terug na die tydperk toe van die 1260 jaar, met ander woorde 42 maande, onder die pausdomse verdrukking gedurende die middeleeue, sowel as die tirannie van die Franse revolusie. Kyk alles terug na dit. Nou goed, hier kan ons duidelik sien dat daar 'n falling away proses plaasvind, né? Sien julle dit duidelik hierso? Kom ons kyk gou 'n bietjie dieper. Vers 2. Maar die voorhoof buitekant die tempel moet jy uitlaat en dit nie meet nie, want dit is aan die heidene gegee en hulle sal die heilige stad 42 maande lank vertrap. Nou goed, hierdie vers wat ons saam met een ander vers moet lees, Daniël 8 vers 13. Toe hoor ek 'n heilige spreek en 'n ander heilige het aan die een wat spreek gesê, hoe lank sal die gesig duur van die voortdurende offer en die ontsettende goddeloosheid? Sal die heiligdom sowel as die leer aan vertrapping oorgegee word? Hoor julle dieselfde taal wat daarin gepraat word, né? Nou goed, waar hierso by Daniël 8 vers 13, dit is waar die 2300 jaar veronderstel word wat eindig in die jaar 1844, né? Nou goed, waar die tyd van die einde dus aanbreek. Nie die einde van tyd nie, maar die tyd van die einde aanbreek, né? Met ander woorde, wie het oorgebly na die 2300 jaar? Dit is basies wat hierso gemeet moet word. Hoeveel van die het oorgebly? Nou goed, die voorhof moet jy uitlaat. Hoekom? Hoekom moet jy die voorhof uitlaat? Christus het gesterwe en die offer, Golgotha het gebeur. Dis reg. Maar hierdie gedeelte is aan die heidene gegee. Want ook gedurende die 1260 jaar was dit aan die heidene gegee. Né? Maar wie is die heidene volgens hierdie tydperk? In die 1260 jaar, wie is die heidene? In die 1260 jaar. Wie is dit?
Romeinse Katolieke Kerk. Hulle was die heidene gewees, nê? Die wat gemeet moet word, wie is hulle? Wie is die mense wat gemeet moet word? Met ander woorde, dit is die oorblyfsel na die 1260 jaar. Selfs die wat uit die protestante reformatie af oorgebly het. En dit is nou hierso is net waar die Hugenote na toe gevlug het. En kyk net waarna toe hulle ook gegaan, nê? In Suid-Afrika, daar is die Franse Hugenote monument en presies dit wat ons Rihanna vandag bespreek het van die vrou wat op die maan staan en die son wat daar bedek, né? Goed. Gedurende hierdie reformatie het daar baie vreemde winde ook ingekom so tussen die protestantisme in, né? So ons het soos die predestination gekry, so dat elke een moes vooraf besluit waar toe hy gaan en alles. En in die ander enetjie was gewees dan die sondaganbidding, né? Dit is twee van die, daar's nog baie ander meer goeders wat ingekom het, maar dis hierso waar die protestantse kerk basies opgedeel het, die Rynbreid, soos wat hierso vir ons gewys word. Die Rynbreid was nie meer een gewees en nou daar ewe skielik 20, honderde is 'n betere woord, honderde van hulle ontstaan, maar daar's nog steeds net een, né? Dis nie hoe kom alles by mekaar. Goed. Met ander woorde, die wat gemeet moet word, is diegene wat die reine, wat die reine waarheid in hulle leerstellings besit, teenoor die wat nie vasgehou het aan die brokkies tradisie van die boer nie, né? Dis die twee verskillende wat daar is. Daar's net twee bruide eintlik. Dis of die witte of die swarte. Dis nou maar so. Goed. Goed, hier kry ons weer die tydperk van die 42 maande, né? 42 maande is gelyk aan 1260 jaar. Dis die tydperk vanaf 538 tot en met 1798. Dit is die 1260 jaar. OK, dis daai tydperk. Dit is ook die tyd van die middeleeue, né? Kom ons lees gou vers 3. En ek sal aan my twee getuienis gee, dat hulle met sakke bekleed 1260 dae lank sal profeteer. Goed, ons het 'n paar vrae om te beantwoord betrekende hierdie twee getuies. Net is belangrik dat ons hierdie goeters moet gaan uitvind. Met ander woorde, wie is die twee getuies? Hoekom is hulle in sakdoek geklee, in sackcloth? Wie is die persoon wat hulle die krag gee om te profeteer? Dit wil sê, ek sal krag gee aan my twee getuies. Wie is dit? Waarom simboliseer twee olyfbome en twee kandelaars die twee getuies? OK, kom ons gaan kyk bietjie daarna. Nou die persone wat die twee getuies krag gee om te profeteer is Jesus, né? Omdat hy die krag van die Heilige Gees op Pinkster gestuur het om die apostels in staat te stel om 'n getuies te wees. Hoor julle dit? Hy het die Heilige Gees gestuur om die apostels in staat te stel om getuies te wees. Handelinge 1 vers 8. Maar julle sal krag ontvang wanneer die Heilige Gees oor julle kom, en julle sal my getuies wees in Jerusalem, sowel as in die hele Judea en Samaria en tot aan die uiterste van die aarde. Also, nou baie mense, iemand het dalk al gesien dat die twee getuies die Ou en die Nuwe Testament verteenwoordig, né? Ja, hulle doen. Maar daar is meer aan hierdie storie as net dit. Jesus het die apostels die bewaarders van die oracles van God gemaak. Hy het hulle geroep om God se boodskap te verkondig, soos gevind in die Ou en die Nuwe Testament. Die twee getuies simboliseer dus God se boodskappers wat deur die Heilige Gees bemagtig is om die boodskap van verlossing aan die wêreld te gee, soos gevind word in die Nuwe en in die Ou Testament. So die Bybel beteken niks as dit nie na die mense toegevat word nie. Né? Gees van profesie verduidelik dat die twee getuies hul boodskap aan die wêreld oordra deur middel van die kerk, né? Die twee getuies verteenwoordig dus die Bybel soos dit deur die getroue kerk verkondig word. Maar soos ons gesien het, daar is honderde vrouens, maar daar's een bruid, né? Dink net daarso in Ester se tydperk, daar was 'n horde meisies, maar die koning het net een gevat, né?
Kom ons kyk gou wat sê die gees van profesie. Until Christ shall appear in the clouds of heaven with power and great glory, men will become perverse in spirit and turn from the truth to fables. The church will yet see troublous times. She will prophesy in sackcloth, although she must meet heresies and persecutions, although she must battle with the infidel and the apostate, yet, by the help of God, she is bruising the head of Satan. Sien julle, dis die vrou wat dit doen, né? The Lord will have a people as true as steel and with faith as firm as the granite rock. They are to be his witnesses in the world, his instrumentalities to do a special, a glorious work in the day of his preparation. Is dit nie 'n lekker ding om te kan wees nie, né? Dis fantasties. Dan die volgende een, 2 tree op as 1. Alhoewel daar 2 getuies is, tree hulle op as 1 in 'n volmaakte eensstemmigheid. Hulle getuig saam, hulle stort saam die pla uit, né? Hulle lei saam 'n vervolging. Die dier uit die bodemlose put maak hulle saam dood. Hulle staan op en hulle vaar saam op na die hemel. Toe sien julle hierdie 2 stap saam, né? Alhoewel daar dus 2 getuies is hulle volmaakte harmonie en hulle tree op as 1. Nee, dis net soos God, nee? Dis 3 persone, maar hulle is 'n eenheid, nee? Net soos 'n man en 'n vrou, hulle is 2 persone, maar hulle is in 'n eenheid, nee? Goed. Dan kry ons ook nou 2 profete. Die 2 getuies ontvang krag om te profeteer. Daarom moet hulle die profetiese gawe hê, nee? Gawe van profesie. Kom ons kyk gou wat sê Petrus, 1 Petrus 1 vers vir ons van 10 tot 12. Aangaande hierdie saligheid met die profete wat geprofeteer het oor die genade wat hulle bestem is, ondersoek en nagevors, en hulle het nagespeur op watter of hoedanige tyd die gees van Christus wat in hulle was, gewys het, toe hy vooruit getuig het van die lyde wat oor Christus sou kom en die heerlikheid daarna. Maar sê, ons kyk gou wat sê die gees van profesie. O, ekskuus, daar gaan nou nog aan. Sorry. Is ek reg? 10, 11, 12, skies, ja, daar sê 12, vers 12, skies. Aan hulle is geopenbaar dat hulle nie vir hulle self nie, maar vir die dinge gedien het wat julle nou aangekondig is deur die wat die evangelie aan julle verkondig het en die Heilige Gees van die hemel gestuur is, dinge waarin die engele begerig is om in te sien. Also, ons kyk gou wat sê die gees van profesie. Concerning this salvation, the Old Testament prophets who spoke of the grace that was to come to you, searched intently and with the greatest care, 11 trying to find out the time and circumstances to which the spirits of Christ in them was pointing. Met ander woorde na die Nuwe Testament, when he predicted the sufferings of Christ and the glories that would follow. 12, it was revealed to them, the Old Testament prophets, that they were not serving themselves, but you, those who lived in the New Testament, when they spoke of the things that have now been told to you by those who have preached the gospel to you by the Holy Spirit, sent from heaven. Even angels long to look into these things. Nee? Hierdie dinge wat nou gebeur in die toekoms in. Dis goeders waaroor almal maar gewonder het. Tweede ding was kyk, die Moses en Elia tema. Hierdie 2 getuies is nie 2 gewone profete nie, né? Die konteks toon duidelik dat die 2 profete in die krag van gees van Moses en Elia funksioneer, né? Dit word duidelik gemaak deur die feit dat Moses 'n oordeel van God oor Egipte gebring het, omdat hy God se woord verwerp het deur die waters van die Nyl in bloed te verander. En Elia het om dieselfde rede 'n oordeel van vuur uit die hemel neergebring, né? So daarso is Moses gewees wat uit die rivier was, en daarso is Elia wat met vuur dan uit die hemel uitgekeer het. Beteken dit dat Moses en Elia gedurende die 1260 jaar letterlik en persoonlik sou verskyn? Nee.
Net soos wat Isebel en Biliam letterlik gedurende die tydperk van die 7 kerke verskyn het nie, nê? Hoekom nie? Want hulle is almal dood. Nê? So, Moses was die Moses was die profeet wat die geskiedenis, hoor nou mooi, hierso kom ons nou agter met die twee. Moses was die profeet wat die geskiedenis van Israel begin het en was dus die reuse woordvoerder van die ou bedeling, né? So dit wat Moses is, hy was basies die stamvader gewees van die Ou Testament. En dan aan die ander kant was Elia gewees, die profeet van die toekoms. Johannes die doper en dan die eindtydse Elia beweging. Johannes was die laaste profeet van die ou bedeling en het die vervulling van die Ou Testamentiese profesie in Jesus aangekondig. Die evangelies identifiseer vir Johannes die doper as die Elia, né? Ons het dit ook gesien. Beteken, okay. Kom ons kyk gou wat sê Lukas 1 vers 17 vir ons. En hy sal voor hom uitgaan in die gees en krag van Elia om die harte van die vaders terug te bring tot die kinders en die ongehoorsaames tot die gesindheid van die regverdiges om vir die Here 'n toegeruste volk voor te berei. Hy sal kom in die gees en in die krag van Elia, né? Nie fisies nie, maar dit wat sy taak was. En dan die volgende een, kom ons kyk wat sê Matteus 11 vir ons. Want dit is hy van wie daar geskrywe is, kyk, ek stuur my boodskapper voor u aangesig, wat die weg voor u uit sal regmaak. Voorwaar ek sê vir julle, onder die wat uit vroue gebore is, het daar nie een opgestaan wat groter is as Johannes die doper nie. Maar die kleinste in die koninkryk van die hemele is groter as hy. Maar van die dae van Johannes die doper af tot nou toe, word die koninkryk van die hemele bestorm, en bestormers gryp dit met geweld, want al die profete en die wet het op Johannes geprofeteer. Fantasties, né? En dan sien ons in Johannes 5 vers 35 wat getuig het van Jesus wat die lig is. Hy was die lamp wat brand en skyn en julle was gewillig om julle vir 'n tyd in sy lig te verbly. Syn. Nou goed, die laaste boek van die Ou Testament bring beide Moses en Elia na vore, né? Moses word voorgestel as die profeet van die verlede en Elia as die profeet van die toekoms, né? Hulle verteenwoordig dus die Nuwe en die Ou Testament. Maleagi 4 vers 4 tot 6. Kom ons lees net gou dit saam. Die laaste boek, dis nou die laaste boek hierso van die Ou Testament waar dit nou albei van hulle saambring. Kom ons lees dit gou. Dink aan die wet van Moses, my knegt, wat ek hom beveel het op Horeb vir die hele Israel, insettinge en verordeninge. Kyk, ek stuur vir julle die profeet Elia, voordat die groot en vreeslike dag van die Here aanbreek. En hy sal die hart van die vaders terugbring tot die kinders, die hart van die kinders tot hul vaders, sodat ek nie hoef te kom en die land met die bandvloek trek. Sien julle hoekom hierdie twee profete bymekaar, né? Die heel laaste boek van die Ou Testament. Dis wonderlik, né? These two witnesses are namely the word of God and the testimony of Jesus Christ, or what we today would call the Old Testament prophetic message and the New Testament apostolic witness. Goed, die Bybel beskryf God se skriftuurlike boodskap as 'n terme van 'n tweetaal. Die Bybel is een boek, 'n eenheid wat uit twee dele bestaan. Die Bybel is 'n tweesnydende swaard, né? Twee getuies, twee kandelaars, twee olyfbome, twee sleutels, Moses en Elia, en die woord van God en die getuienis van Jesus Christus, né? Dis basies die Bybel opgesom in 'n kort paragraaf. Kom ons kyk na die volgende een, bekleed in sakke, duisternis en vervolging. In die skrif gebruik God se mense sakke wanneer die goddeloses hulle vervolg. 'n Sakdoek of hierdie sackcloth verteenwoordig ook die duisternis van dwaling en vervolging en beproewing. Toe die koning van Assirië gekom het met die bedoeling om Jerusalem te vernietig, het koning Hiskia 'n sak gedra, né? Kom ons kyk gou wat sê konings vir ons. En toe koning Hiskia dit hoor, het hy sy klere geskeur en hom met 'n roukleed bedek en in die huis van die Here gegaan. Daarna stuur hy
Eliakim, wat aan die paleis was, en Sebna, die skrywer en die oudstes van die priesters, met rouklere bedek, na die profeet Jesaja, die seun van Amos. En hulle sê vir hom, so sê Hizkia, vandag is 'n dag van benoudheid en straf en lastering, want die kinders het gekom tot by die geboorte, maar daar is geen krag om te baar nie. Wat van Ester 4 vers 1? Toe Mordegai verneem alles wat gebeur het, het Mordegai sy klere geskeur en 'n roukleed aangetrek. En daar was op sy hoof, was as op sy hoof. En hy het uitgegaan dwars deur die stad en hardop en bitter geskreeu. So wat het hier gebeur? Dit is verdrukking, né? Nee? Ja, dis die doodskreek. So met ander woorde is verdrukking wat hierso plaasvind dit teenoor God se mense. In Jesaja 50, wat is hierso? Hierso is nou waar die hemele en alles saamwerk. Ek bekleed die hemel met swartheid en bedek dit met roukleed. Hoe kom? Ons kyk wat sê die gees van profesie. Die gees van profesie het die betekenis van die sakdoek bietjie beter verduidelik. Not only is Satan leading the world captive, but his deceptions are leaving the professed churches of our Lord Jesus Christ. The great apostasy will develop into darkness deep as midnight, impenetrable as sackcloth of hair. To God's people it will be a night of trial, a night of weeping, a night of persecution for the truth's sake. Whoever out that night of darkness, God's light, however, out of that night of darkness, God's light will shine. The great apostasy is working to a point and will develop into darkness, deep as midnight, impenetrable as sackcloth. This is the time to employ any system that can be devised to discover the counteract the leaven of error. Let there be light. There should be 100 light bearers in our world where there is one today. Darkness will become more dense in human minds after the truth has penetrated and been rejected. However, there are some minds there where the darkness will be removed. They recognize the light. Nee? Baie interessant. So met hierdie woorde, soos ons geleer het die pausdom die Bybel van die mense af verwyder en hulle eie interpretasies daarvan in Latyn basies aan die mense gegee. Die woord word dikwels gesien as die lig van die wêreld, nee, stem julle saam? En hier het die pausdom basies die lig verduister. En die sak en as het die lig van die woord in die middeleeue geprofeteer. Dis hoe dit gelyk het in die middeleeue. As val, modder, duisternis, sommer net 'n slegte tyd gewees om in te leef. Ek is so dankbaar ek hoef nie in die middeleeue te leef nie. Genade. Ja, die mense het nie eers tande geborsel nie. Hierso het ons die Waldense wat die ware lig gedra het en die woord van God gememoriseer het in hierdie tydperk, né? En toe kom Luther en hy verhelder bietjie die lig in die donker duister wêreld. Maar dit was ook maar net vir 'n ou klein tydjie gewees, né? Die winde van vreemde teologie het ook maar begin waai en die protestantisme het baie beïnvloed en die woord het verder in sak en as geprofeteer. Sien julle hoe begin hy nou in sak en as die woord? Die paadjie wat hy loop, né? Oorlog het uitgebreek tussen katoliek en protestant. So hulle het sommer nou 'n oorlog daarvan gemaak, né? Die karakter van die protestante het ook min te wese gehad. Die hele Christendom is besig om in duisternis te verval. Op so 'n aard dat dit gelyk het asof dit nie gaan oorleef nie, né? Die wette en die straf van church and state het 'n swaar las op die mensdom geword. Die mense het nie meer 'n liefde vir die woord van God gehad nie. Hulle het God aangesien as 'n tiran, né? Een wat daarvan hou om te straf en om mense te verbrand. Dit is die prentjie wat die mense van God gehad het. Want dit is hoe God se mense opgetree het teenoor mense. Né? Godsdienst het vir hulle 'n groot las geword, né? Te danke aan die pausdom en wat hulle gedoen het. Vir meer as 1000 jaar, 1260 jaar om presies te wees, word mense vervolg. Generasie na generasie word net vergiftig. En hoe meer hulle vergiftig word, hoe erger word hierdie kwaal en hierdie probleem.
Ons kyk na die volgende een, die lampe en die olyfbome. Sagaria 4, kom ons kyk gou wat sê Sagaria 4 vir ons oor hierdie. En die engel wat met my gespreek het teruggekom en my gewek soos 'n man wat uit die slaap opgewek word. En hy het vir my gesê, "Wat sien jy?" Toe antwoord ek, "Ek sien ek daar 'n kandelaar, heeltemal van goud en sy oliekant bo oor hom en sy 7 lampe op hom. Telkens 7 aanvoerpype loop langs die lampe wat bo oor hom is. Ook 2 olyfbome langs hom, een aan die regterkant van die oliekant en die ander en een aan die linkerkant daarvan." Daarop het ek begin spreek en aan die engel wat met my gespreek het gesê, "Wat beteken dit, my Heer?" En die engel wat met my gespreek het geantwoord en vir my gesê, "Weet jy dan nie wat dit beteken nie?" En ek het gesê, "Nee, my Heer." Toe antwoord hy sê vir my, "Dit is die woord van die Here van Serabel, naamlik, nie deur krag of deur geweld nie, maar deur my gees, sê die Here van die leerskare." Wat is 'n simbool van olie? Van die Heilige Gees, nê? Nee. Goed. So dit is waar dit nou, dis deur die krag van die Heilige Gees speel 'n baie groot rol hierso in, nê? Nee? Okay, goed. Sagaria 4 hierso. Waar is ek nou, skus? Okay, goed, hy maak vir ons dit duidelik. Okay, goed. In Sagaria, skus julle, ek het sommer 'n hele stukkie geskep, vra om verskoning. In die Sagaria is daar net een kandelaar, nê? Een kandelaar, maar 2 olyfbome. Terwyl ons in die Nuwe Testament 2 olyfbome en 2 lampstanders het, né? Het julle dit raak gelees? Daar is 'n rede vir hierdie verskil. Gedurende die Ou Testamentiese tydperk was daar net een testament gewees, né? So met ander woorde, daar was in die Nuwe Testament was daar 2 gewees. Die Bybel beskryf die woord van God as 'n lig, né? Nou, wie is die lig? Jesus sê hy is die lig vir die wêreld, né? Jesus is die woord van God wat persoonlik is en hy word geïdentifiseer dan as daardie lig. Maar die Bybel is die mindere lig wat na Christus toe lei, wat die groter lig is. Ongelukkig, toe die lig kom, het die duisternis al dieper geword, né? Toe die protestantisme begin, toe raak dit al die donkerder. Hoekom? Want nou raak die mense mos nou in teenstryd met mekaar, is nie man. Dit wat ek sê is reg, my interpretasie van die Bybel is reg, om jy sê jy's verkeerd. En nou kom jy nog honderde al, so raak jy net al die donkerder, want dit lyk naderhand, hoorie, hierdie is 'n ding waaroor mense net beklei. Né? Ongelukkig. Kom ons lees wat sê Johannes vir ons. Julle ondersoek die skrifte omdat julle meen dat julle daarin die ewige lewe het. En dit is die wat aan my getuig. En julle wil nie na my kom om die lewe te hê nie. Nou die 2 getuienis, hulle verrig hulle werk deur die bediening van die Heilige Gees wat die boodskap aan die kerk oordra en dan verkondig die kerk die boodskap aan die wêreld. Sien julle hoe loop daai 2 saam, né? Sagaria 4 maak dit duidelik wanneer dit sê dat die 2 getuies hulle werk voldring, nie deur krag of deur mag of deur krag nie, maar deur my gees, sê die Here. Die 2 heiliges wat in die teenwoordigheid van die Here staan, ontvang die heilige olie en gee dit aan diegene op aarde wat die evangelie verkondig. Sien julle wat so groot geskenk is die Bybel, né? Hierso sê dit in woorde omgesit. Kom ek sê dit net weer. Die 2 heiliges, aan die woorde die Bybel wat jy die Ou Testament en die Nuwe Testament, wat in die teenwoordigheid van die Here staan. Hoekom? Want dit is die woord van God, né? Is geïnspireer deur die Heilige Gees. Ontvang die heilige olie. Die Heilige Gees gaan saam met daai boek uit, né? Daai boek gaan nie alleen uit nie. Die Heilige Gees gaan saam met hom uit. En gee dit aan diegene op aarde wat die evangelie verkondig. Goed, kom ons kyk gou na vers 5. En as iemand hulle wil beskadig, gaan daar vuur uit hulle mond en verslind hulle vyande. En as iemand hulle wil beskadig, moet hy op dieselfde manier gedood word. Goed, die vuur wat uit die mond van die 2 getuienis uitgaan, het herinner ons aan die 2 tekste wat die ervaring van die profeet Jeremia beskryf. Kom ons kyk gou-gou. En as ek sê ek gaan hom en as ek sê ek sal aan hom nie dink nie en in sy naam nie meer spreek nie, dan word dit in my hart soos 'n brandende vuur opgesluit in my gebeente.
en ek het my moeg gemaak om uit te hou, maar kon nie. Daarom so sê die Here, die God van die leerskare, omdat julle hierdie woord spreek, kyk, ek maak my woorde in jou mond 'n vuur en hierdie volk hout en dit sal hulle verteer. Nee, van dit wat die Here spreek, wat doen die Here as hy spreek? Hy skep, né? So as jy die woord lees en jy internaliseer dit vir jouself, dan skep die Here in jou 'n nuwe hart, né? Maar as jy daar teen staan, dan sit die teenoorgestelde ding wat met jou gebeur. Hy verteer jou. Kom ons kyk gou na vers 6. Hulle het die mag om uit die hemel te sluit, sodat daar in die dae van hulle profeseë geen reën val nie, en hulle het mag oor die waters, om dit in bloed te verander, en om die aarde te tref met allerhande plaae, so dikwels as wat hulle wil. Nou goed, die boek Openbaring vertel ons dat diegene wat die getuienis van die boek Openbaring byvoeg of daarvan af wegneem, die plaas sal ontvang wat in die boek opgeskryf is. Daar sit bewyse. Lees hom gou vir ons, Jason. Want ek betuig aan elkeen wat die woorde van die profesie van hierdie boek hoor, as iemand by hierdie dinge byvoeg, dan sal God oor hom die pla byvoeg waarvan in hierdie boek geskrywe is. Goed. So die boek Openbaring stort dus pla uit oor diegene wat die boodskap daarvan wil verander, né? Die vraag op hierdie stadium is die volgende: in watter sin het die twee getuies die mag om die hemel oop te maak en te sluit? Die antwoord is dat hulle die sleutels van die koninkryk van die hemel het, né? Kom ons kyk gou wat sê Matteus 16 vir ons. Dit beskryf die sleutels wat die koninkryk van die hemel kan oopmaak of toemaak. En ek sal jou die sleutels van die koninkryk van die hemel gee, en wat jy ook op die aarde mag bind, sal in die hemel gebonde wees, en wat jy ook op die aarde mag ontbind, sal in die hemel ontbonde wees. Nou goed, die dubbele vorm sleutels, né? Sonder 'n kwalifiserende nommer, verwys na twee sleutels toe. Die sleutels het dus dieselfde betekenis as die twee getuies. Hoe maak die twee getuies of basies die twee sleutels die hemel oop of die hemel toe? Hoe doen hulle dit? Die antwoord is dat wanneer God se boodskappers die woord van God verkondig deur die bediening van die Heilige Gees, die mense die boodskap of aanvaar of hulle verwerp dit. As hulle dit verwerp, dan sluit die koninkryk van die hemele. As hulle die boodskap aanneem, gaan die koninkryk van die hemele voor hulle oop, né? Soos want hoeveel keer wat het ons ook gelees, die Bybel sê vir ons dat hulle sal oorgegee word aan die dwaling, né, aan die dwaalleer, omdat hulle dit verwerp. Soos ons reeds in die vorige lesse geleer het, dat die skaarste na God se woord in die tydperk gelei het na hongersnood toe, né? In die dae van Elia, het dit nie gereën nie. Die Heilige Gees was nie uitgestort in die dae van die middeleeue nie, wat gelei het na die valperd se geestelike dood toe, want hulle het hulle ore uitgeleen vir die verkeerde ouetjie. Kom ons kyk gou vers 7. En wanneer hulle hul getuienis voleindig het, sal die dier wat uit die afgrond opkom, teen hulle oorlog voer en hulle oorwin en hulle doodmaak. Ok, hier raak het nou interessant. Nee, ons het nou die vorige vers het ons mos gelees van die 1260 jaar onder die Paus se drukking, né? Hier begin dinge nou verander. Hierso by vers 7. Ok, met ander woorde, aan die volëinding van die 1260 jaar wat in die jaar 1798 is. Nou wat het in die jaar 1798 gebeur? Ja, dis reg, dis die begin van die Franse revolusie gewees, né? En hier kan ons dan ook Daniël 11 saam lees, né? Waar ons die koning van die noorde teen die koning van die suide het wat hier so oorlog voer. Sien julle hoe begin alles wat ons geleer het nou in plek val, né? Hoe sien jy hoe val elke ding nou in sy regte plekkie. Noorde was mos Babylon gewees, né? Wat mos die religieuse mag is, die Romeinse Katolieke Kerk. En dan het ons aan die ander kant die suide wat Egipte is, wat dan nie Franse is, die Franse revolusie is of die ateïstiese mag. Die dier kom uit die bodemlose put. Nou die gees van profesie erken dit as die Franse revolusie. Kom ons kyk gou wat sê hulle. The beast that ascendeth out of the bottomless pit shall make war against them and shall overcome them, beast them, the two witnesses, né? And kill them. The
The atheistical power that ruled in France during the revolution and the reign of terror did wage such a war against God and his holy word as the world had never witnessed. The National Assembly did abolish the worship of the deity. Bibles were collected and publicly burnt with every possible manifestation of scorn. Okay, goed, dit is hier waar die geestelike aspek, soos ons gesien het, van die 5de trompet, waar die ismes, ons nou vandaan kom, die Age of Reasoning, het nou hier pos gevat in hierdie era. When France publicly rejected God and set aside the Bible, wicked men and spirits of darkness exalted in their attainment of the object so long desired, a kingdom free from the restraints of the law of God. Nee. When they shall have finished their testimony, the period when the two witnesses were to prophesy, clothed in sackcloth, and ended in 1798, as they were approaching the termination of their work in obscurity, war was to be made upon them by the power represented as the beast that ascended out of the bottomless pit. In many of the nations of Europe, the powers that ruled in church and state had for centuries been controlled by Satan through the medium of the papacy. But here is brought to view a new manifestation of satanic power. So, wat basies hier plaasgevind het, kom ek verduidelik, is basies die Romeinse Katholieke Kerk hierdie Bybel 'n bespotting van gemaak, en die boek van tirannie gemaak, nê? Almal was onder die las van wat vir hulle gepreek was. Niemand het basiese geestelike verhouding met God begeer nie. Jy was bang geweest, nê? Toe kom die Franse revolusie in die plek word Christendom verbang. Dit was onwettig om 'n Christen te wees en soveel te meer om 'n Bybel te hê. Alle Bybels of geestelike materiaal was gebrand. Die Romeinse Katholieke paus was toegesluit in die tronk. So wat dink die mense nou? So hy is nie invincible nie, né? Ons kyk gou in vers 8. En hulle lyke sal lê op die straat van die groot stad wat geestelik genoem word Sodom in Egipte, waar ook ons Here gekruisig is. Sê gou vir my, is Jesus gekruisig in Sodom en in Egipte? Nee, so daar moet iets hierso aan die gang wees, né? Ons kyk gou na die betekenis van die twee woorde. Jesus is daar gekruisig, dui op sy dood, né? Nie sy opstanding nie. Dit is hier waar die soeke na Jesus verwoes was. Dis basies wat dit is, né? Sodomie. Het julle geweet dat die Franse revolusie het gay regte geïnstalleer? Het dit ingebring. Het gesê dis reg, dit is nie onwettig nie. In die tweede plek is dit Egipte, is die ateïsme. Dit was genoem the de-Christianization of France during the French Revolution. Soos julle kan sien, hier het hulle kerke gaan loot en alles daar gesteel, want hoekom moet ons kerke hê? Hoekom moet ons dit hê? Dit word nie vir hulle eers iets bedoel nie. So met ander woorde, hulle lyke sal lê op die strate. Bybels was in die strate gebrand, soos wat dit ontdek was. Nee, hulle lyke lê op die strate, hierso. Vers 9. En mense uit die volk en stamme en taal en nasies sal hulle lyke 3,5 dag lank sien en nie toelaat dat hulle lyke in die graf gelê word nie. In antieke Rome was die weiering om 'n persoon begrafnis, sy begrafnis die grootste belediging wat slegs vir die ergste misdadigers gereserveer was. Dit is die manier waarop Frankryk die twee getuies, die Bybel met ander woorde, tydens die revolusie behandel het, né? 3,5 dae in die strate gelê. 3,5 dae is gelyk aan 3,5 jaar. Nou kyk gou hierso hoe wonderlik is die Bybel ook. Op 23 November 1793 het die nasionale vergadering 'n besluit gegee dat alle kerke en godsdienste moes staak, soos glad nie meer nie. Nou op 17 Junie, nou sit ons 3,5 jaar daarby, dan kry ons 17 Junie, 6 maande en dan 3 jaar later, né? Op 17 Junie 1797 het Frankryk 'n dekreet afgevaardig wat weer godsdienste toegelaat het. Kom ons kyk gou vers 10.
Die bewoners van die aarde sal bly en verheug wees oor hulle en hulle sal vir mekaar geskenke stuur, omdat die 2 profete die bewoners van die aarde gepynig het. Nou goed, die woord van God pynig diegene wat ongehoorsaam is, né? Maar dit bring vrede vir diegene wat gehoorsaam is. Die gewetenspyne is pynlik vir die oortreding, né? Nou die Rooms-Katolieke Kerk het soveel skade aan die karakter van God gepleeg, dat die mensdom verheug was, toe Christendom tot 'n einde gekom het. Né? Dink net waar sou jy gestaan het in hierdie posisie, as jy nie gevestig was nie, né? Hulle het 'n vryheid beleef, wat eintlik net te vind kon wees in Christus, maar hulle het daai vryheid beleef toe hulle sien, dat dit is nou einde aan die Rooms-Katolieke Kerk gewees. Nou is daar geen straf meer vir sondes nie. Nou is immoraliteit die orde van die dag. En ek moes daai ou se quote daar insit, want dis presies dieselfde knaap wat dit in die dag gebring het, wat dit ook in sy kop gedruk het. Nou hoor gou hierso, dis 'n bietjie sleg julle. In 1772 was daar reeds 100 Masonic lodges in Frankryk. In 1798 was daar 2000 Masonic lodges gewees in Frankryk. Nou waar is Christendom in hierdie storie gewees? Gone, né? Materialisme het die plek van geestelikheid vervang. Die revolusioniste was almal genoem patriotte. Net so dit net tussenin bring. Die tydperk was beskryf gewees as the terror is the order of the day, the tragedy of the French Revolution. Dis waar hoe die Franse revolusie bekend gestaan het as. So waar was God gewees? Waar is God nou in Amerika se skole? Wat gaan nou aan in Amerika se skole? Hoeveel shootings en goeters is daar so, né? Verskriklik. Geloof word vervang met the cult of reason. Nou kyk gou hierdie knaapie, Arthur Schopenhauer. Hy het gesê, hy is nou ook een van hierdie mans gewees met hierdie slim idees, so hy sê hy is slim. A man cannot serve 2 masters, so it's either reason or the scriptures. Hy sê ook, religion is the metaphysics of the common man, and that the more unintelligent a man is, the less mysterious existence seems to him. So as jy in religion glo, jy kom in en jy is stupid. Dis basies wat hy sê. So in daai tyd het almal gedink, ek is slimmer as jy. My ismes en my filosofie en alles wat ek het is baie meer intelligenter as joune. So as jy in die scriptures geglo het en mense vir jou gelag en gedink, stupid ou is daai. Nee? Dis vreeslik. So dis, as jy nie gewortel is in die rots nie, sal jy ook geval het vir hierdie oorstroming van die Christendom. Jy sou ook bly gewees het, né? As jy nie standvastig was in die rots nie. Maar daar was 'n oorblyfsel. OK, ons gaan nou lees van daai oorblyfsel ook. Kom ons gaan na vers 11 toe. En na die 3,5 dag het 'n gees van die lewe uit God in hulle ingegaan en hulle het op hulle voete gaan staan en 'n groot vrees het geval op die wat hulle aanskou het. Daai 3,5 dag, soos wat ons mos nou gelees het, was van 23 November 1793, wat die kerk gestaak het, en op 17 Junie 1797 het hulle weer toegelaat om kerk toe te gaan. Vers 12, OK? Vers 12. En hulle het 'n groot stem uit die hemel vir hulle hoor sê, kom op hierheen. En hulle het opgevaar na die hemel in die wolk, en hulle vyande het hulle aanskou. Nou hier is waar die hele ding 'n draai maak. Hier is waar dinge nou mooi raak. OK. Die sleutelvraag hier is die volgende. Wie is die vyande wat die 2 getuienis na die hemel sien opvaar het, nadat hulle opgewek is? Ons sien dit nie. Antwoorde sien ons in die eerste deel van hoofstuk 11. Die eerste plek is hulle vyande, diegene wat hulle volgens die 1260 jaar gepynig het. As ook die tweede vyande is hulle wat die dier uit die bodemlose put opgestaan het. Albei groepe sou 'n wonderlike opstanding van die 2 getuies aanskou. Goed, volgens Openbaring 10 was die getuies opgewek toe die boekie Daniël 8 vanaf vers 12 ontseël is en kennis van Bybelprofesie het toegeneem.
So met ander woorde, die volgende hoofstuk wat jy moet hierso bestudeer is Openbaring 10. Nee? So Openbaring 11 spreek nou van waar die Bybel mos nou deur sy hele sackcloth tydperk gegaan het. En in hierdie laaste gedeelte van Openbaring 11 praat dit van hierdie opstanding van die twee getuies. En Openbaring 10 praat dan van die klein boekie. Nou jy slim. Die klein boekie wat geëet is, né? En dit is dan hierdie oplewing wat plaasgevind het. So ons sal volgende ons gaan kyk na Openbaring 10, dat ons die volledige prentjie kry. Okay. En dan gaan ons na die 6de trompet toe gaan. Goed, kom ons kyk gou wat sê die gees van profesie. And they heard a great voice from heaven saying unto them, Come up hither. And they ascended up to heaven in a cloud, and their enemies beheld them. Since France made war upon God's two witnesses, they have been honored as never before. In 1804, the British and Foreign Bible Society was organized. This was followed by similar organizations with numerous branches upon the continent of Europe. In 1816, the American Bible Society was founded. When the British Society was formed, the Bible had been printed and circulated in 50 tongues. It has since been translated into many hundreds of languages and dialects. Nee? For the 50 years preceding 1792, little attention was given to the work of foreign missions. No new societies were formed, and there were but few churches that made any effort to the spread of Christianity in heathen lands. However, towards the close of the 18th century, a great change took place. Men became dissatisfied with the results of rationalism and realized that the necessity of divine revelation and experimental religion. From this time, the work of foreign missions attained an unprecedented growth. Hoekom? Want die mense het nog steeds 'n soeke na die Here, nê? Nee. En al daai ismes het hulle nie gevul nie. Kom ons lees gou vers 13. En in die uur het daar 'n groot aardbewing gekom en 'n tiende van die stad het geval. En 7000 mense het in die aardbewing omgekom en die ander het bevrees geword en aan die God van die hemel heerlikheid toegebring. Slegs 'n fraksie van die groot stad het tydens die Franse revolusie geval, né? Nee? Openbaring 16 vanaf vers 17 tot 21 beskryf die finale wêreldwye gebeure en rampspoedige aardbewings wat die geheel van Babylon sal vernietig. Net so 'n klein deeltjie van Babylon het hier seer gekry. Die gebeure van die Franse revolusie voorspel uiteindelik die gebeure wat tydens die laaste 3 plaae van Openbaring 16 sal plaasvind. Vers 12 spreek die vyande van God se volk aan wat die getuienis sien en opstaan. Maar Openbaring 11 vers 13 sien ook 'n oorblyfsel wat God gevrees het, né? Nee? God gevrees het en aan hom heerlikheid gegee het. Dit is 'n direkte verwysing na die eerste engel se boodskap, né? Nee? Dit wil sê, ons het hier die inleiding tot die eerste engel se boodskap gekry, basies. Goed, so met ander woorde die boekie en hierso begin die gees van profesie, want die volgende gebeurtenis is 1844, wat so op die horison lê, né? Die boek Openbaring gebruik die uitdrukking, gee eer aan God, in 'n positiewe sin. Die regverdiges vrees God, en hulle gee aan hom eer. Openbaring 14 vers 7, kom ons lees hom gou die eerste Engelse boodskap. En hy het met 'n groot stem gesê, vrees God en gee hom heerlikheid, want die uur van sy oordeel het gekom, en aanbid hom, want die hemel en die aarde en die see en die waterfonteine gemaak het. Nou die goddeloses, in teenstryd met dit, gee aan God in die boek Openbaring glad nie eer nie. Hulle gee hom teenstryd, en hulle gee hom nie die eer nie. Kom ons kyk gou wat die Openbaring, so eindig af met hierdie vers, Openbaring 16 vers 9. En die mense se skroei met 'n groot hitte, en hulle die naam van God gelaster, wat mag het oor hierdie pla, en hulle het hul nie bekeer om hom heerlikheid te gee nie. So dit is hoe die wêreld gaan eindig. Dit is hoe alles gaan, die prentjie gaan uitloop, né? Nee? Soos wat ons nou kan sien, hierso dit gelyk asof die lig heeltemal uitgedoof gaan word, asof daar niks meer van Christendom gaan bestaan nie. En
die wêreld was gelukkig daaroor. Hulle was tevrede met dit gewees, né? En soos wat ons nou hierso sit, die skudding het nog nie plaasgevind nie. En wanneer die skudding gaan plaasvind, gaan dit ook so lyk. Dit gaan ook lyk asof die boodskap, die 70 Adventiste boodskap, of dit in sackcloth is, en erger as sackcloth is, hulle lyke gaan op die strate lê. Maar die Here gaan weer, soos wat hy hier in sy woord nuwe lewe gegee het, gaan hy nuwe lewe, met ander woorde, wat sê nuwe lewe, ander naam vir die nuwe lewe, die laatreën. Die laatreën gaan hy instort op hierdie wat oorbly hierso. En hy gaan vir hierdie wat oorbly, gaan hy nuwe krag gee. So weet julle wat? Al lyk dit donker in die kerk, al lyk dit asof hierdie deure gaan toemaak, al lyk dit asof net ons is wat gaan oorbly, sit hier en bly hier. En as daar enige striwelinge in die kerk is, as daar enige onmin of wat ook al, moenie deel word van dit nie. Want, nou, wat het ons hierso gesien? Die koning van die noorde en die koning van die suide het teen mekaar gestry en hulle teen mekaar getrek, want hulle een het gedink hy's reg, die ander het gedink hy's reg. Nou daai selfde geeste is ook te werke onder in ons midde. En as ons begin deel raak van die koning van die noorde, of ons raak deel van die koning van die suide, of ons raak deel van hierdie gedeelte wat met hierdie gedeelte beklei, my broer en my suster gaan jy saam met hulle uitval. Want jy gaan eerder vir hulle kos opstaan, as wat jy gaan staan vir dit wat waar is. So as daar enige bekleierery of striwelinge is, hou jouself uit. Dis die veiligste ding wat ons kan doen. Hou jouself daar uit en sit. En hou vas aan daai sitplek waar jy sit. Want die Here gaan vir jou seën. OK, JC. Ons sê dankie ons Hemelse Vader dat ons hierdie woorde kan lees, weer eens verstaan, dat ons kan besef dat U in beheer is. U Heer, maak ons getrou tot die einde toe. Laat ons vashou aan hierdie skip van Sion en saam met hom in die nuwe Jerusalem sal invaar. Dis ons gebed vandag in Jesus naam. Amen. Dankie.